ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Baie welkom by Vita Day Bybelstudies. Ons is in die Evangelie van Johannes hoofstuk 14 en met die vorige opname het ons beswaarlike versie gevorder, maar ek dink dit was belangrik om daar goed te sê. Dit is belangrik, En as jy die vorige opname gekyk het, dan is ek baie bly en ek hoop jy het eind uitgekyk, want die inhoud was belangrik om te hoor. So kom ons gaan van daar af aan. Ek gaan net weer begin by vers 16 en ons lees verder. Vers 16 van hoofstuk 14 sê Jesus: ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Duidelik, eksklusief, die wat nie aan Jesus behoort nie, het nie die Gees van die waarheid nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wees agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nou, in hoofstuk 14 is die belangrike ding, en ons het dit al verduidelik hier met 'n vorige opname. Toe ek 'n kind was, het ons gehoor, Jesus gaan weg en dan kom hy weer, dan was die verstaan, dat hy gaan weg en dan die wederkoms. Hy gaan weg om vir ons huise te maak. Nee, dit was waar daai beleid vandaan gekom het. Hy gaan weg om huise te maak en dan met die wederkoms, dan kom hy, dan vat hy ons nou om in die huise te gaan bly. Nee? Maar dis nie wat die teks daar sê nie. Dis baie duidelik. Jy moet net, as jy net rustig lees, ek dink, iemand het nou die dag, toe het ek ook so 'n stelling gemaak, en toe sê, maar waar staan dit? Toe sê ek, goed, kom ons gaan in die Bybel, en ons gaan kyk, Kolossense 1, begin by vers 12, dan lees jy met jou vinger, en jy lees stadig, jy lees soos ons gelees het, nou jy het ons net begin lees het, nee, met die potlood se agterkant. Hulle het my ons later gesê, maar jy moet nou nie meer met jou vinger lees nie, maar nou begin nou weer, lees met jou vinger, stadig, volg, wat daar staan, vra jouself, okay, wat beteken dit, van wie praat hy, so, okay, ek verstaan, goed, lees nou verder, lees verder, aha, okay, hier is dit, ja goed, ek sien, goed, hier is die oorgang, ek lees hom, ek verstaan, hy praat, en dan hou jy so aan lees, en dan kyk jy wat gebeur, dan kom jy by die gunsteling versie, wat jy altyd so aanhaal, gaan jy, wag 'n bietjie, dan ek het mos verkeerd verstaan, wat het jou tot die insig gebring? Mense is amper te verleë om te sê, ek het die Bybel gelees, maar lees jy dan nie die Bybel nie? Nee, ek lees versies, ek lees nie die Bybel nie, lees die Bybel, lees dit versigtig, nee, waar was ek nou, met, ek sê hulle nie as weer, ja, Jesus sê, ek gaan weg en ek kom weer, nee, ons het gedink, toe ek klein was, met mense, baie van die ooms wat nou gepreek het, sê, dis die wederkoms, maar dis nie wat die teks sê nie, die teks praat nie van die wederkoms nie, maar van die opstanding, dat Jesus gaan weg, na die kruis toe waar hulle hom nie kan volg nie, maar dan kom hy weer, hy gaan opstaan uit die dode, en hy gaan by hulle wees, en dan gaan hy opvaar na die Vader, en die Gees vir hulle laat, die Gees, die Heilige Gees, wat ook genoem word, die Gees van die waarheid, of soos Paulus hom noem in Romeine 8, die Gees van Christus. Hoekom word hy die Gees van die waarheid genoem, as Jesus sê, hy is die waarheid, hoekom word hy die Gees van Christus genoem? Die rede daarvoor is, en ons kom binnekort ook daarby uit, is dat alles wat die Heilige Gees doen, is gefokus op die openbaring van Jesus. As jy met iets te doen het, in 'n diens, 'n kerkdiens, nee, of dit nou deur in die worship is, of deur die predik, of die spesiale bedieninge, luister, en hulle sê, hierdie is die bediening van die Heilige Gees wat nou hier plaasvind. Nou moet jy mooi hoor, want hierdie is belangrik. Ek sê dit nou, sodat wanneer ek het herhaal en weer herhaal, dit kan vastslaan by jou. Luister, as jy met iets te doen het wat mense sê is die bediening van die Heilige Gees, hoe kan jy weet, dit is die Heilige Gees, ja of nee, is baie maklik per Jesus se verduideliking. Nou, ons gaan die verduideliking nou lees nie, dit kom in hoofstuk 16, maar ek gaan dit nou al vir jou sê, want jy gaan iets daarvan raak lees in hierdie hoofstuk.
as dit A, Jesus nie verheerlik nie, en B, Jesus nie openbaar nie, dan is dit nie die werk van die Heilige Gees nie. Hoef jy nie bang te wees om te sê, dit is nie die werk van die Heilige Gees nie. Die werk van die Heilige Gees is duidelik onderskeibaar. En weer eens, toe ek jonk was dit 'n absolute no-no om dit te waag, om te sê, wag 'n bietjie, dis nie 'n werk van die Heilige Gees nie, want die mense was so bang, dat hulle teen die Heilige Gees gaan sondig. So, hulle het enige ding gevat. As dit net 'n bietjie bonatuurlik lyk, dan moet dit die Heilige Gees, moet net nie sê, dit is nie die Heilige Gees nie. Is te bang, nou is dit, en dan sondigheid in die Heilige Gees. Dit is glad nie A, wat daai skrif beteken nie, en B, jy hoef nie bang te wees nie. Jesus gee vir ons duidelike riglyne om te onderskei, is hierdie die Gees van God, ja of nee? Duidelike riglyne. Goed, nog 'n klein tydjie die wêreld sien my, nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek lewe, en julle sal lewe. Nou, ja, as jy vinnig lees, dan gaan jy nog 'n klein tydjie sien, nog 'n klein tydjie, en as jy later so deur mekaar, want nou, hier sê hy klein tydjie dit, en hier sê hy klein tydjie iets anders. En dan gaan jy, wat, maak jy sin nie. As jy rustig lees, en jy verstaan, jy weet mos nou, jy het agtergrond, waarvan praat Jesus, dan is dit baie maklik. So, binnekort gaan hy hulle verlaat. Hoe? Gaan kruis toe. Hy gaan kruis toe. Praat nie van die hemelvaart nie, praat van die kruis. Ek gaan na die kruis toe. En dan gaan ek terugkom. Wat is dit? Wederkoms? Nee, opstanding. Praat van die opstanding. Nee, ja, daar is 'n wederkoms, verseker, maar binne die konteks waarvan Jesus praat. Hy sê dan, 'n klein tydjie, en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sal my sien. Dit is mos nou maklik. Jy het nou al evangelie daarom ten minste al 1 keer deurgelees. Jy weet waarvan Jesus praat. Waar is dit wat die wêreld hom nie sien nie, maar die disippels sien hom? Is na die opstanding. Hy verskyn aan hulle, hy verskyn nie aan die wêreld nie. Hy gaan nie na die owerpriester toe en sê, tada, ek het jou mos gesê nie. Hy doen nie dit nie. Hy verskyn net aan die gelowiges. Maar nie net die fisiese verskyning van Jesus aan gelowiges nie, maar dit is ook net hulle, die gelowiges, wat hom leer ken in waarheid, al sien hulle hom nie. Sien hulle hom. Al sien hulle hom nie. Sien hulle hom. Maar nie die wêreld nie. Die wêreld ken hom nie, die wêreld sien hom nie, maar die gelowiges het gemeenskap met hom, fellowship met hom. God is getrou wat julle geroep het om gemeenskap te hê met die Seun, Christus Jesus, onse Here. 1 Korintiërs 1 vers 9. Duidelik waarvan Jesus praat. Vers 20. In die dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Die dag. Dat ek in my Vader is, julle in my, en ek in julle. Dit is wel mooi. Ek sê nou daai vers lees en dink ek, is dit nie opvallend nie, dat Jesus nie sê die Vader is in julle nie. Hy sê ek is in julle. Julle in my, en ek in die Vader, en deurdat julle in my is, en ek in die Vader, is julle in die Vader. Maar die verbintenis is tussen my en julle. En dis my verbintenis met julle, wat vir julle toegang gee tot die Vader. Dis nie, ek het die verbintenis moontlik gemaak, en nou is jy verbind met die Vader nie. Dit is, kom ek wys jou, nee, ons het dit ook al gesê, ons het al alles op hierdie kanaal gesê, so omtrent alles wat ons sê, is 'n herhaling van goed van voorheen. Maar, luister, my seun, kom nie hier aan, met 'n meisie, van Potchefstroom, en dan wys hy haar vir my, en dan trou ek met haar nie, en dan waai hy nou, want hy het nou die ontmoeting moontlik gemaak, en nou bly sy by my hier in die huis, en ek is nou met haar getroud, sien hoe dit werk nie, jy kan dit verstaan, kan jy nie? Ja, hy bring die meisie van Potchefstroom, hy stel aan my bekend, en hy trou met haar. Nou, omdat hy met haar getroud is, daarom is sy my dogter. En daarom het sy toegang tot my huis.
Weet jy wie in die situasie, wie was die argitek van die situasie? Dat 'n man met 'n meisie trou op daardie manier. Weet jy wie is die argitek daarvan? God. Weet jy wie is die argitek van manlik en vroulik, geslagtelikheid? God is. Hy maak 'n man vir 'n vrou en 'n vrou vir 'n man en hy is die argitek daarvan. Hy het dit ontwerp. Dink jy God doen enige iets om net so liek kraak? Net so. Nee, weet dit, want so leer ons hom ken. Niks wat God doen is liek kraak nie. So ons moet leer deur die openbaring van Jesus, soos wat dit vir ons bekend raak ook in die skrifte, in die Nuwe Testament is dit baie duidelik. Dit was met die oog op Christus en die liggaam. Christus en die gelowiges. Dis geweldig. Voor die skepping nog, was dit God se design, dit was sy ontwerp, met die oog op Christus. Want Jesus is die rede waarvoor alles geskape is. Hy is ook die agent waardeur alles geskape is. Hy is waarlik die Alfa en die Omega. Die feit dat daar manlike mense is en vroulike mense is 'n ontwerp van God direk met die oog op Christus en die gemeente. Dis 'n groot waarheid daai. Dis massive. Dis nie sommer so nie. En jy sien dit reg deur die Ou Testament. Dis nie 'n nuwe ding nie. Dis nie 'n Nuwe Testamentiese ding nie. Dis 'n pre-skepping ding. Voor die skepping ding. Dit is groot. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Ons is verbind met Jesus. Hy is die hoof van die liggaam. Die Vader is nie die hoof van die liggaam nie. Die Seun is. Ons is nie die liggaam van die Vader nie, ons is die liggaam van die Seun. Hierdie goed is spesifiek so vir 'n baie spesifieke rede. 'n baie beduidende spesifieke rede. Vers 21. Wie my gebooie het en dit bewaar. Anders gesê synde, wie doen wat ek sê? Dit is hy wat my lief het. En dit is die belangrikste ding wat daar is. Is jy lief vir Jesus? Ja of nee? Want dit is waarvoor jy verantwoording gaan doen vir jou lewe. Wat het jy met Jesus gemaak? Nou, omdat Jesus weet dat 'n mens is 'n paluka. Hy weet dit. Die mens in sonde is 'n paluka. Selfs die mens wat uit die sonde uitgehaal is 'n paluka. Nou mag jou reg hare dalk kry ons ek is nie 'n paluka nie. Jy weet, ek is 'n koningskind. Wel, ekskuus nou laat ek dit sê, maar die kans is baie goed dat selfs in jou reaksie wys jy's 'n paluka. Jy kom uit die wêreld uit. Jy was in die wêreld, jy was deurdrenk deur die sonde. Ek praat nou met mense wat wedergebore gees vervuld is, nuwe skepinge, mense wat in Jesus is. Gebruik al daai buzzwords wat in sekere kringe so dikwels rondgegooi word. Ek praat nou met jou, jy kom uit die wêreld. Jou gedagtes, waardes, gesindhede, reaksies is gevorm deur die wêreld. Jou wêreldbeskouing, jou verhoudinge. Wil jy vir my sê, soos wat jy daar sit, is jy totaal en al rein? Wat jou seksualiteit, jou geld, jou verhoudinge, wat jou verlede betref, jou vrou, jou man, jou skoonouers, jou bure, rein? Absoluut? Niks waarmee jy sukkel nie? Point taken. Ons is palukas. En omdat Jesus weet, 'n mens is 'n paluka, definieer hy self wat liefde beteken. Want ek en jy kan baie maklik wegtrek, groot van vaar, so,
Ek is so lief vir Jesus, soos die tannie daar in Vredendal. Nee, jy ken die storie. Moet ek hom weer vertel. As jy hom dalk nog nie gehoor het. Tannie sê vir my, ek kom my kuier, sy het hulp en raad nodig. Sy sê, sy so lief vir Jesus. Sy sê, dominee, ek is so lief vir Jesus. Ek het gevra, tannie, hoe voel jy oor Jesus? Toe sê sy, ek so lief om. Toe sê ek, en die duiwel, hoe voel jy oor hom? Toe sê, die swerkater. Ek haat hom soos pes. Sê ek, tannie sê vir my, doen jy wat Jesus sê? Toe sê sy, ai, dominee, ek val in my skuld. Ek sê, die duiwel? Hy sê, dominee. Toe sê ek vir die tannie, maar tannie, nou moet jy verduidelik. Jy is so lief vir Jesus, maar doen niks wat hy sê nie. En jy haat die duiwel soos pes en doen alles wat hy sê. Hoe verduidelik tannie dit? Want Jesus sê, as julle doen wat ek sê, is julle lief vir my. En nou haal mense baie maklik nou Romeine 6 aan, ja, maar onthou selfs Paulus het gesê, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, die slegte. Weer eens 'n geval van, lees die teks. Lees versigtig wat daar staan. Moenie net daai woorde aanhaal nie. En jy sal agterkom, dat Paulus sê, dit is hoe hy was. Het geen beheer gehad. Hy kon nie anderste, as om teen God te rebelleer nie. Maar is nie meer so nie. Jy kan nou kies. En die vraag is, wat se prioriteit is Jesus vir jou? En die antwoord kom nie uit jou mond nie. Die antwoord kom uit jou hande. Wat se prioriteit is Jesus vir jou? Wel, net in die volgende oomblik, waar jy moet kies tussen Jesus en iets anders. Tussen Jesus en wat jy wil hê, tussen Jesus en wat jy wil sê, tussen Jesus en wat jy wil doen, en tussen Jesus en wat jy wil dink, en jy kies teen Jesus, sodat jy hierdie ding van jou kan doen wat jy so graag wil doen, sê wat jy so graag wil sê, dan weer lê jy jou eie stelling, dat Jesus vir jou hoë prioriteit is. Dat jy so lief is vir Jesus. Jy moet dit raak sien. Jy moet dit verstaan. En as jy nog nooit dit in jou lewe gehoor het nie, wat ek nou sê nie, dan wil ek vir jou sê, jy het nog nooit, in alle waarskynlikheid dan, die evangelie gehoor nie. Want dit is die evangelie. Hy wat aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Johannes 3, vers 36. So 'n belangrike woord. Wie my gebooie het en die bewaar, dis hy wat my lief het en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en weer eens die eksklusiwiteit van die evangelie. Wie sal die Vader lief hê? Nou glo jy dat Jesus weet waarvan hy praat. Want hierdie vers gaan jou uitvang as jy nonsens praat. As jy sê jy glo dat Jesus weet waarvan hy praat. Jy sê jy glo dat Jesus is wie hy sê hy is. Gaan hierdie vers jou uitvang. Ja, ek het dit nou die dag gehoor. Dan vra mense vir 'n oom. Sê die oom, nee, die Vader is lief vir almal. Dus lees hulle vir die oom die versie. Sê die oom, nee, die Vader is lief vir almal. Wat bedoel oom? Nee. Wat bedoel oom as oom dit sê? Nee. Weet of wie praat hier? Is Jesus? Nee. Sê, hoe moet ons ook verder gesels hier? Oom, jy glo nie. Jy beroep jou op die liefde van God. Maar glo nie dat Jesus is wie hy sê hy is nie. Jy glo nie dat hy weet waarvan hy praat, dat hy die waarheid is, en dat elke woord van hom getel is. Dat hy die woorde van gees en lewe het nie. Jy steur jou nie aan wat hy sê nie. Sien, dit is die ernstige implikasie van daardie tipe reaksies. As julle doen wat ek sê, is julle lief vir my. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. Nou, kyk bietjie in jou Bybel. Jou vertaling sê hom met 'n aksentteken, 'n akietteken. Baie van die Engelse vertalings ook. Want in die Grieks is dit 'n beklemtoonde idee. Hy wat my lief het, hom sal die Vader lief hê. En ek sal hom lief hê.
en my aan hom openbaar. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Wie doen wat ek sê. Belangrikheid van gehoorsaamheid. En ek wil jou iets sê. Ek leer nou met die jare saam 'n baie belangrike ding. Nee, ek leer nie net 'n ding nie, ek leer sommer duisende belangrike goed. Het voel vir my, hoe ouer ek word, hoe meer besef ek, hoe baie het ek om te leer. Maar een van die goed wat ek leer is, as jy in jou hart 'n probleem het met die gesag van God, en jy wil nie toegee aan sy gesag nie, heimlik in jou hart, sê dit nie noodwendig met jou mond nie, met jou mond sê jy al die regte goedjies, maar in jou hart, jy wil nie toegee aan hom nie. En jy verkies eerder 'n God wat oukei is met jou sonde. En wat vir jou lief is, net soos jy is, net soos afskuwelik en onrein en boos. Jy hou van so 'n God. Dan het jy baie plek in jou hart vir 'n prediker wat sê, ons hoef nie aan God gehoorsaam te wees. Ons is gehoorsaam, want ons is lief. Ons is nie gehoorsaam, want ons moet nie. Die sinneloosste ding is wat ek nog ooit gehoor het. Kom ons sê een van die top 5. So dan die baie plek in jou hart vir daardie predikers en vir daardie tipe woord, want dit gee vir jou en op 'n sistematiese manier, soos wat hulle dit verduidelik, die perfekte verskoning om net aan te hou in jou sonde te lewe. En glad nie skuldig te voel dat jy jou nie aan Jesus onderwerp nie en nie geplaag te wees oor gehoorsaamheid en onderwerping nie. So, mens kan eintlik sê, wys my na wie jy luister, en ek sê vir jou, wat gaan in jou hart aan? Dis die ding wat ek geleer het. Jy gaan na die plekke waar jy dink jou dors geles kan word, of wat jy dink jou dors is. Hierdie goed is belangrik. Jesus is kras. Is kras. En hy is onberoulik. En hy is 'n aanstoot. Ek gee nie om of jy nou nie dink hy is een nie. Hy sê self hy is een. Almal sê hy is een. Paulus sê hy is een. Petrus sê hy is een. En so as jy weet wie Jesus regtig is, dan kan jy nie anders om sê, ja, dit is so, hy is kras, onberoulik. En hy is 'n aanstoot. En die mense wat die krasheid, onberoulikheid van Jesus, hy sê goed, sonder om berou te hê. Hy sê, vir die disippels, wil julle nie ook gaan nie? Die mense sê, ons kan nie meer na jou luister, en loop hulle weg, hardloop hy nie agterna, en sê, okay. Die mense wat dit omhels, ontmoet die innige tederheid van God, en die lewe van God. Die mense wat dit wegstam, word verpletter deur God. En as jy in 'n gemeenskap is, waar hulle konstant besig is om Jesus aanvaarbaar te maak vir die massas, moet jy weet jy het met die duiwel te doen. Nie met God nie. Want die aanstoot van Jesus is so ontwerp, spesifiek, deur God, niemand anders nie. En die enigste een wat van die aanstoot ontslaaf wil raak, is die duiwel self. So weet dit nou maar net. As julle doen wat ek sê, is julle lief vir my. En as julle lief is vir my, met ander woorde doen wat ek sê,
dan het die Vader julle lief. En ek sal julle lief hê, en my aan julle openbaar. En die enigste ware manier, die enigste weg na ware kennis van God, is nie deur een of ander deliriese ervaring wat jy het terwyl jy sing nie. Die enigste ware weg na die kennis van God, is deur gehoorsaamheid. Doen wat ek sê, en ek sal my aan jou openbaar. Dit is niks te doen met gaan sit ergens op 'n klip, en kry spesiale openbaringe, en kom terug en bedien die plebs hieronder nie, met jou diepgaande geestelikhede nie. Die ware kennis van Christus kom deur gehoorsaamheid. Buig jou eie hart onder sy gesag en doen wat hy sê in jou alledagse lewe. En dis hoe jy hom leer ken. Is dit nie kosbaar nie? Dit was vers 21 in hoofstuk 14. Jesus gaan dit nou nog 4 keer sê in die res van hierdie hoofstuk. Elke knie sal buig, elke mond